Goeiedag en baie welkom by sessie 2 van module 4 waar ons praat oor die gebed van 'n disipel. In hierdie sessie wil ons spesifiek gesels oor die gebed wat Jesus sy disippels leer bid het, wat ons almal baie goed ken, meeste van ons dit in ons kinderjare al geleer het, miskien die eerste gebed wat ons ooit geleer het om te bid, wat ons die Onse Vader gebed noem. Nou ek dink nie ons verstaan altyd die diepte en die rykdom in hierdie gebed nie. Juist omdat ons so goed bekend is daarmee, eintlik oorbekend, sê ons dit net op, sonder om te dink wat ons bid. Maar ek dink dit is die mees kragtige gebed ooit. En dis eintlik 'n samevatting van waaroor dit in die Bybel gaan. Dit is in baie opsigte wat my aanbetref 'n opsomming van die totale boodskap van die Bybel. Nou Jesus begin hierdie lering deur eers vir die disippels vooraf te sê, as hulle nou bid, is dit nodig om na hom toe te kom met 'n stortvloed van woorde in 'n vreeslike omhaal van hom te vertel wat hy moet doen en wat hy moet weet nie. Want hy weet wat ons nodig het. Hoekom sal hy dit nie weet nie? Hoekom sal ons dan nou vir Jesus moet ompraat om iets goeds te doen vir die mees goedhartige persoon wat bestaan? Hoekom sal ons hom moet ompraat of ooreed om dinge te doen wat ek dink baie keer baie sterker op sy hart is as op ons in. Hy weet presies wat ons nodig het. Maar jy sien, in hierdie gebed gaan dit ook daaroor dat die mens, die disipel wat na hom toe kom, moet verstaan wie hy of sy is. Want as jy perspektief daaroor verloor het, as dit vir jou begin gaan het oor jouself, jou planne, jou doelwitte, wat jy wil bereik in die lewe, en jy sien Jesus maar net as iemand wat vir jou kom sterf het, om vir jou toegang te gee, dat jy eendag, as jy hier doodgaan, kan hemel toe gaan. Dat Jesus sy enigste rol is om vir jou geloofsekerheid te gee. En dat dit nie 'n vreeslike verskil op hierdie aarde maak nie. Op hierdie aarde gaan dit nog oor jouself, in jou doelwitte, in jou planne ensovoorts. Dan word gebed iets waarmee jy vir Jesus by jou planne probeer betrek, of vir God. Dan probeer jy hom ompraat om jou te seën op maniere wat jy dink jy seën nodig het. En dan gaan dit gewoonlik oor voorspoed, rykdom, meer gerief, meer gemak, dinge wat jy graag wil hê. Dis waar die gebed amper omgedraai word. Waar jy eerder bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat my naam tog net geheilig word. Laat ek tog net die plekkie in die lewe kry wat my toekom. En Here, laat my koninkryk asseblief kom. Seën my besigheid, seën dit wat ek doen, seën my inkomste, seën my gesin. Here, laat ons net kan vooruitgaan en iewers kom in die lewe. En laat my wil asseblief geskied, Here, gee dat my planne sal uitwerk. Gee dat al my projekte sal slaag. Gee dat ek suksesvol sal wees. Jy sien, want dan word seën gesien as hierdie goed wat jy wil hê. Jy verloor die perspektief dat die werklike seën is om vanuit die oorvloed van God te leef. Vanuit hom as bron, vanuit dit wat hy skenk, sy wysheid en sy insig, sy liefde, sy goedheid, alles wat daarvoor bedoel is om jou toe te rus, om as sy verteenwoordiger te leef, in sy naam, in sy koninkryk, en sy wil. En daarom is hierdie gebed so radikaal. Dit begin met die woorde Onse Vader, wat daardeur eintlik 'n baie intieme plek aan God in jou lewe gee. God is nie in die Ou Testament as Vader aangespreek nie. Dit is Jesus wat mense geleer het dat hy eintlik soos 'n vader is wat baie naby jou is, wat vir jou werklik omgee, soos 'n pa vir sy kind omgee. So dis al klaar 'n radikale ding, net die aanspreekvorm van God in hierdie gebed. En dan sê hy wat in die hemel is. Nou dit gaan daar nie oor 'n plek iewers in die heelal nie. Wat die Bybel eintlik vir ons wil sê oor die hemel, is dat daar waar God werklik regeer, daar waar alles aan sy wil onderworpe is, daar waar alles en almal doen wat hy vra, in liefde met hom leef, hulle oë en ore op hom gerig hou, daar is dit hemel. Want daar is harmonie, daar's liefde, daar's vrede, daar's eenheid, daar's alles wat nodig is vir 'n lewe van oorvloed, van betekenis,
'n lewe van vervulling. So ons moenie dink aan die hemel as 'n plek iewers in die heelal nie. Ons weet dat dit kan nie so wees nie. God is tog nie gebonde aan tyd en ruimte nie. En enige plek, al is dit nou in die ruimte, is gebonde aan tyd en ruimte. Maar God bestaan in die dimensie van ewigheid, wat iets anders is as tyd en ruimte. Dis 'n ander dimensie. En daardie dimensie van ewigheid is rondom ons. Dis altyd by ons. Dis teenwoordig. Daarom is God alomteenwoordig, want in die dimensie van ewigheid is hy altyd oral teenwoordig. So as ons bid wat in die hemel is, dan sê ons eintlik die teenwoordige God. Die God wat ook nou by my is. En hoe meer mense se lewens onder sy heerskappy kom, waar hy werklik in hulle lewens heers en regeer, soos in die dimensie van ewigheid, hoe meer kom van die hemel af aarde toe. En dit is deur die kerkgeskiedenis al soveel bewys, waar gemeenskappe, mense werklik onder God se heerskappy begin leef. Daar raak die wêreld 'n beter plek vir almal. Daar word meer liefde sigbaar, meer goedheid sigbaar, meer onderlinge sorg. Die armes word gehelp. Die mense wat uitgestoot is, die randgeviere, word bygestaan. Daar's metodes en maniere hoe om God se bronne so te versprei dat almal daarby baat vind. Maar waar mense kies om net vir hulle self te leef, aan hulle eie koninkryk te dink, hulle eie naam, hulle eie eer, daar raak die wêreld nogal bietjie ongemaklik. Daar raak dit baie keer hel op aarde. Want hoe minder van God se heerskappy deurkom in mense se lewens, hoe groter kan die hel wees wat rondom jou ontstaan. En ons sien dit vandag, ons sien dit oral oor die wêreld. Ons sien dit in ons eie land ook met die korrupsie, in die ondergrawery, die strewe na om mense net vir hulle self te leef, in hulle self te verryk, en al die agterdog en die oneerlikheid wat daarmee gepaard gaan. Dis altyd so wanneer daar hierdie kompetisie kom, waar dit gaan oor ek wil doen wat vir my goed is en jy is my opponent in die proses. Dan kan die lewe nogal hel raak. So nou sê Jesus, so moet julle bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En deur daardie gebed, moet jy dadelik dink, op watter maniere gaan dit vir my in my lewe, eintlik nog oor my eie naam? Is dit regtig vir my so, dat dit oor God se naam gaan, in alles wat ek doen? Gaan dit oor sy belange, of gaan dit oor my belange? Waar probeer ek nog vir myself 'n naam maak? So dis eintlik 'n manier waarop jy jou eie naam aflê, en erken, Here, dit gaan nie oor my nie. Ek wil hiermee bid, dat alles weer oor u naam sal gaan. Dat ek regtig sal leef as 'n verteenwoordiger, en dat dit wat ek doen, wat ek sê, hoe ek optree, sal heenwys na die lewende God, wat u naam groot maak, waar u heerskappy in my lewe voer. Die volgende bede, laat u koninkryk kom, en dan kan jy weer vir jouself eers selfondersoek doen. Here, in my lewe, waaroor gaan dit? Oor wie se koninkryk gaan dit? Gaan dit nie dalk oor my koninkryk nie? Is ek nie dalk so vasgevang in my eie planne, my eie doelwitte, om myself te verryk, om sukses na te jaag, om iewers 'n merk te maak, om ook naam te maak, om bo uit te kom, dat ek nie altyd tyd het eers aan om te dink dat ek in werklikheid u verteenwoordiger is, en dat waar ek my ook al bevind, dit eintlik gaan oor die koninkryk van God nie. En daarom is ek baie keer besorg oor wat ek sal eet, en wat ek sal drink, en wat ek sal aantrek, soos Jesus in Matteus vir die disippels gesê het. Jy hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Dit het hy gesê in dieselfde hoofstuk wat hy praat oor die gebed van die Onse Vader. En dan sê hy, maar soek eers die koninkryk van God, en dan sal alles vir jou bygevoeg word. So, dan sal hy voorsien wat jy nodig het. Maar jy sien, dan moet jy ook vrede maak daarmee, dat jy op hierdie aarde kan leef met dit wat jy nodig het. Vanuit God se oorvloed. Jy hoef nie meer te hê as wat jy nodig het nie. Jy hoef nie al die luksehede te hê wat almal om jou dalk het nie. Want dit gaan nie daaroor in die lewe as 'n verteenwoordiger van God nie. As jy so baie luksehede het, het jy dalk te veel. Dan is daar dalk plekke en maniere waar jy nie die bronne wat God vir jou gee en aan jou geskenk het, verdeel en uitdeel, sodat almal iets kan hê nie, en almal daarby kan baat vind nie. So laat u koninkryk kom, en dan laat u wil geskied,
Nou in hierdie gebed laat U wil geskied, is dit weer dieselfde. Om eers selfondersoek te doen. Here, oor wie se wil gaan dit regtig in my lewe? Het ek self my planne gemaak sonder om U te ken daarin? Het ek self my doelwitte vasgestel? Het ek self besluit waar ek wil uitkom, hoe ek daar wil uitkom? Het ek self al my keuses gemaak? Of het ek regtig vir U gevra om vir my die pad te wys? Het ek my aan U wil onderwerp? Het ek U toegelaat om my te betrek by dit wat U wil vir my lewe is, daar waar U my nodig het? Om daaroor te dink, en dan ook te vra, maar Here, laat U wil geskied in my lewe soos dit nou is, in my huisgesin, by my werk, tussen my vriende, op die sportveld, in die sosiale kringe waar ek beweeg. Leer my om so te leef, dat ek bewus bly van wat U wil is. Hoe om te gee, hoe om lief te hê, hoe om raak te sien waar daar nood is. Om werklik 'n verteenwoordiger van God te wees. En dan sluit dit daarbey aan die bede, net soos in die hemel, so ook op die aarde. Laat dieselfde harmonie en eenheid en liefde wat in die hemel bestaan, ook hier op aarde 'n werklikheid word. Want sien, die hemel het nie restaurasiewerk nodig nie. God het nie mense daar nodig om as sy verteenwoordigers te leef sodat dit 'n beter plek kan word nie. Maar hier op aarde het hy ons nodig. Hier het hy ons geskep om sy verteenwoordigers te wees, om hier saam met hom te heers. En hoe meer jy leef onder sy heerskappy, wat hierdie 3 bedes gereeld, elke dag kan bid, hoe meer gaan God deur jou heers. Want as jy so leef, dan gaan sy wil geskied, dan gaan jy in sy wil leef. En as jy in sy wil leef, gaan jy doen wat hy vra, en so heers God hier op aarde. Deur mense wat hulle aan hom onderwerp het, wat volledig leef as sy verteenwoordigers. En dit is net 'n voorreg, dit is 'n ongelooflike stuk genade en voorreg, om op hierdie aarde te kan wees as 'n verteenwoordiger van God. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.